Geliefde kind van die Vader, ek groet jou in die naam bo alle name, die naam Jesus Christus. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie dat ons U in alles kan ken. Baie dankie dat U ons die wysheid gegee het om 'n verskil te maak in ander se lewens. Baie dankie vir U teenwoordigheid. Ons aanbid U as die koning van die konings. Amen. Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En die eerste vrug van die Gees is liefde. Wanneer jy Jesus begin volg, gaan jy hierdie nuwe sin van liefde kry. Jy gaan hierdie nuwe liefde van hom voel en ervaar wat jou 'n nuwe liefde vir ander gee. Dis 'n onselfsugtige liefde. Hierdie liefde is nie die liefde van 'n verliefde paartjie nie. Daai is die liefde wat kan kwyn. Dis 'n hemelse liefde. Bybelse liefde is 'n onvoorwaardelike opoffering en aksiegerigte toewyding aan die welstand van ander, gemodelleer deur God se liefde vir die mensdom, soos Johannes 3 vers 16 ons leer. Dit is nie bloot 'n gevoel nie, maar 'n onselfsugtige keuse om ander eerste te stel, dikwels beskryf as geduldig, vriendelik en volhardend. Hierdie goddelike liefde is sentraal tot die Christendom en omvat gehoorsaamheid aan God en liefde vir die naaste. Hierdie liefde is uit en uit die werk van die Heilige Gees. Anders as natuurlike toegeneentheid is hierdie liefde nie selfvervaardig nie. Dit word geproduseer deur die Heilige Gees wat in 'n gelowige woon. Dit word dikwels beskryf as 'n byproduk van 'n verhouding met Jesus, eerder as gevolg van blote wilskrag. Dit gaan beïnvloed hoe jy mense liefhet, om ander te behandel soos jy behandel te word. God se grootste gebod sê ook jy moet ander lief hê, soos jy jouself liefhet. En dis om 'n ander lief te hê sonder 'n motief, sonder om iets daaruit te wen. Dis onselfsugtig. Dis 'n oorvloed van God se liefde en jou motief is suiwer om te gee en om mense te sien wat na die beeld van God gemaak is, net soos God jou sien. Hierdie liefde is 'n onvoorwaardelike liefde wat jy van God ervaar, wat jy aan ander gaan gee. Dit beteken om die minste te wees, al is jy reg. Dit is 'n onvoorwaardelike opofferende liefde wat die behoeftes van ander prioritiseer, soos beskryf in 1 Korintiërs 13. En dit het sy oorsprong by God. Dit word nie deur menslike pogings voortgebring nie, maar is 'n direkte gevolg van die Heilige Gees wat binne 'n individu werk. Liefde word beskou as die fondament waarop die ander 8 vrugte gebou word. Dit is 'n bewys van jou geloof. Die teenwoordigheid van hierdie liefde is 'n direkte teken van 'n getransformeerde lewe en aktiewe geloof in Jesus. En hierdie liefde word getoon deur vir ander te sorg, vir vyande te bid en opofferings te maak, eerder as net woorde. En as ons kyk wat sê Paulus oor die liefde in 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 8, sal ons sien wat liefde werklik is. As hy sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Is nie opgeblaase nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie. Reken nie kwaad nie toe nie. En is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Mag elkeen van ons hierdie liefde ervaar. Vader, mag elkeen van ons hierdie liefde ervaar.
Gee dat die Heilige Gees ons verhoed om onwelvoeglik te handel, ons eie belang te soek, te keer dat ons verbitterd word en kwaad met kwaad vergeld. Laat ons eerder die volmaakte liefde gegee en gee dat ons medemens so sal behandel, soos U ons leer in Galasiërs 5 en 1 Korintiërs 13. In Jesus naam, amen.